Nehemia hoofstuk 4 vanaf vers 21, waar hulle die muur rondom Jerusalem klaarmaak, voltooi, sodat die mense weer beskerm binne kan bly, maar ook sodat die vernedering en die slegte verlede se beelde weggebou kan word in die muur in. Vers 21, ons het met die werk aangegaan, die helfte van die manne met spiese in die hand, van dagbreek af tot die sterre uitgekom het. Ek het die tyd ook vir die volk gesê, elke man met sy handlanger moet in Jerusalem oornag, sodat hulle snags vir wagdiens en bedags vir die werk beskikbaar is. Nie ek of my mede-amptenare of my dienaars of die wagte by my het kans gekry om ons klere uit te trek nie, en selfs by die water het ons wapens gereed gehou. Hulp aan die wat uitgebuit is. Sekere mense en hulle vrouens het 'n ernstige klag teen die Judeese volksgenote ingebring. Party het gesê, ons seuns en ons dogters is baie, ons moet koring in die hande kry om te eet en te lewe. Party het gesê, ons moet vanweë die hongersnood in ons lande, wingerde en huise verpand om koring in die hande te kry. Party het gesê, ons moet geld leen om aan die koning die belasting op ons lande en wingerde te betaal. Ons en ons volksgenote, hulle seuns en ons seuns, is tog een, maar ons moet van ons seuns en ons dogters laat slawe word. Van ons dogters is al klaar slawe, en ons kan daar niks aan doen nie, want ons lande en ons wingerde is in die ander se hande. Ek was hewig ontstel toe ek na die klag en die beskuldigings luister. Na ek dit oorweeg het, het ek die skuld op die vooraanstaande burgers en die amptenaars gelê en vir hulle gesê, julle is besig om julle volksgenote uit te buit. Ek het bovendien 'n groot volksvergadering belê om hulle aan die man te bring en daar vir hulle gesê, ons het ons Judeese volksgenote wat aan heidene verkoop was, teruggekoop, sover dit vir ons moontlik was. Nou verkoop julle volksgenote en moet ons hulle ook uiteindelik terugkoop? Die manne het stil gebly, ek kon nie 'n enkele woord uit hulle kry nie. Toe sê ek verder, dis nie 'n goeie ding wat julle besig is om te doen nie. Julle moet ook eerbied vir ons God hê in julle optrede en nie ons vyande die heidene minagting vir ons laat kry nie. Ek, my mede-amptenare en my helpers moes ook aan die mense geld en koring leen. Maar laat ons tog die uitbuiting staak. Geef vandag nog hulle lande, wingerde, olyfbore en huise vir hulle terug en skeld hulle ook nog 1% kwyt van die koring, geld, wyn en olie wat julle aan hulle geleen het. Hulle het gesê, ons sal dit teruggee en niks meer van hulle eis nie. Ons sal maak soos u gesê het. Ek het die priesters geroep en die burgers en die amptenare onder eed laat onderneem om hiervolgens te handel. Self het ek my sakke uitgeskit en gesê, mag God elkeen wat nie die woord hou nie, so uit sy huis en sy besittings uitgeskit, dat hy net so kaal uitgeskit en leeg is. Die hele vergadering het gesê, amen, en hulle het God geprys. Die mense het toe gedoen wat ek gevra het. Hierdie gedeelte wys vir ons duidelik dat die verhouding tussen mense van verskillende soorte en ook mense van dieselfde volk baie maklik in 'n skewe verhouding kan beland. Maar dat ons, as ons God in die middel plaas en sy woord en sy verordeninge as die rig en die maatsnoer van ons lewe gebruik, dan kom daar weer orde, dissipline en respek.